Yes, Lord. Thank you that your name is powerful. Thank you that you have the victory and that in you we have the victory. En mag ons vandag net ons oë draai op u grootheid, u goedheid. En dat ons deel het aan u. Here, u is so welkom. Ons harte is oop vir die boodskap wat u vandag vir ons wil bring. Kom praat met ons, Here. Ons is hier om te luister. Amen. Amen. Nou, ons is besig met 'n reeks, stadswye reeks. Nee, is nie stadswye reeks nie, Hilaris Park reeks, Bedtime Stories. Vir die van julle wat my nie ken nie, ek is Retief se vrou, my naam is Isabella. En laasweek het Retief gepreek oor Rut. En net die redeeming storie van die storie Rut. As jy dit nie geluister het nie, kan jy gerus op ons website daarna gaan luister. Maar vandag het ek die voorreg om met julle te gesels oor een van die wonderlikste, epiekste battle stories in die geskiedenis. En dit is Dawid en Goliat. Elkeen van ons het daai storie al gehoor, op verskeie kere. Daar's nou 'n fliek wat daaroor wys op die oomblik, as jy dit nog nie gaan kyk het nie, wonderlike fliek wat die storie van Dawid se lewe vertel. Maar voor ons begin, het ek vir Jaco gevra, om gou vir ons die storie uit die kinderbybel vir sy kindertjies te lees. Ganu, Annabel en julle almal anders. Ons gaan nou Dawid en Goliat lees volgende. Saul en die soldate van Israel het bymekaar gekom om oorlog te maak. Teen een rand van 'n smal vallei was die Israeliete, aan die ander rand die Filistyne. Toe kom daar 'n baasvegter met die naam Goliat uit die Filistyne se kamp. Hy was 3 meter lank. Hy het na die soldate van Israel geroep: "Kies vir my iemand om teen my te veg." Die leermag van Israel het baie bang geword. 40 dae lank het die Filistyn in die môre en teen die aand nader gekom en so geroep. Dawid se 3 oudste broers was ook daar in die kamp. Hulle het gekom om Saul te help veg. Dawid het by die huis gebly om sy pa se skape op te pas. Hy was mos die jongste. Eendag sê sy pa Isai: "Dawid, neem tog hierdie koring en brood na jou broers en kyk hoe gaan dit met hulle." Toe Dawid daar aankom, hardloop hy dadelik na die slaglinies om met sy broers te praat. Terwyl hy hulle gesels, kom Goliat uit en roep weer soos gewoonlik, en Dawid hoor dit. Toe gaan sê Dawid vir Saul: "Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg." "Jy's te jonk," sê Saul, maar Dawid het geantwoord: "Ek het al 'n leeu en 'n beer doodgeslaan. Die Here sal my red uit die mag van hierdie Filistyn." Dawid het 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek en met sy slingervel in die hand het hy op Goliat afgeloop. Die Filistyn het Dawid verag. Hy was tog net 'n seun. "Is ek 'n hond," vra hy, "dat jy met kieries na my toe kom?" Dawid antwoord: "Jy kom na my met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou in die naam van die Here die Almagtige." En hy hardloop vorentoe om die Filistyn tegemoet te kom. Toe vat Dawid 'n klip uit sy sak, gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingesink en hy het vooroorgeval op die grond. Toe die Filistyne sien dat hulle held dood is, het hulle weggehardloop. Wow, baie dankie Jaco, dankie kinders. Wat 'n storie. En ons almal wil graag soos Dawid wees, nie waar nie? My vraag is vandag, dink jy die punt van hierdie storie is, wees dapper soos Dawid? As jy net dapper genoeg is en hard genoeg veg en genoeg geloof het, kan jy die reëse in jou lewe oorwin. Dis 'n baie inspirational storie. Maar wie dink jy is jy in hierdie storie?
Kom ek lees vir julle uit 'n boek genaamd Goliath Must Fall, wat Louis Giglio geskryf het, om die konteks bietjie beter te skep. The king ducked his head, shuffled outside his tent, and stared at the far hill that lay outside his war camp. His breakfast settled in an uneasy stomach. All over the valley, the clang of cooking pots could be heard as men lit fires and munched on bread and cheese. It wouldn't be long now until the shouter's voice came again. The king let out a deep sigh. How many does this make? He asked his aide. 40, sir, came the reply. But both the aide and the king knew that King Saul was already aware of the number. Can you see him coming? The king asked. The aide squinted, shaded his brow and nodded. Right on time, sir. The king grumbled, then went silent. His shoulders slumped. You, boomed a shout from across the valley. Why don't you line up for battle today? Or are you too afraid? All the soldiers in the Israelite camp turned to watch, many trembling. The taunt was nothing new, but the soldiers took no action. There were no volunteers. They couldn't turn their eyes away, and they hated who stood in front of them. But none of them were brave enough to try and stop him. The shouter was a brute of a man, hairy and ugly and foul, scarred and weathered from 100 previous battles. The shouter gripped a spear shaft thicker than a weaver's rod, and his shield bearer stood before him, grinning as he relished the fight. The giant was impenetrable, undefeatable, and no one knew that better than the giant himself. You bunch of babies, the giant called forth. Let's have a contest for men. Same one I proposed yesterday. You choose a man. We'll choose a man. And the two men will fight. Whoever wins the battle wins the war. I'll be the man for our side. Who do you have on yours? He laughed with a long and loud cackle. The giant already knew the answer. No one was going to stand up to him. Jeers and catcalls came from the Philistine camp. The aide glanced at King Saul. Sir, any reply for Goliath today? The aide's voice hinted of the significance of the last word. The king ignored the question. No, there was no reply today. There was no reply yesterday, nor had there been the day before that, nor the day before that. The aide knew this. There was no reply because nobody in the Israelite army could defeat this giant, and everyone in the Israelite camp knew it. So that's a no then, Goliath yelled. He spit on the ground and added, you're worthless. The whole lot of you, powerless, weak, just like your God. I defy you and I defy your God. Until you're ready to fight like men, see you tomorrow, chumps. And with that, Goliath and his shield bearer turned on their heels and strode back to their camp. King Saul
cast an extended sidelong glance at his aide. He sighed again. He looked at the ground and said, "Carry on then." He turned around and shuffled back inside his tent. Israel defeated for one more day. Miskien kan jy beter met hierdie storie assosieer. Miskien is daar 'n giant in jou lewe wat jou tart, wat jou lastig val, wat jou dag na dag treiter. Ek kan daarmee assosieer. Elkeen van ons het 'n reus wat probeer om te verhoed dat ons 'n vol en vrye lewe lewe tot eer van die Here. Daai reus kan verskillende vorms aanneem. Vrees, beheer, depressie, spyt, gesondheid, siekte, woede, jou finansies, konflik in die familie of verhoudings. Maar, soos elke goeie storie, is daar 'n held, 'n kampioen. En in 1 Samuel 17 vers 26 sien ons, enters the champion. And David said, "Who is this uncircumcised Philistine that he would defy the armies of the living God?" Then David said to the Philistine, "You come to me with a sword and a spear and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you down and cut off your head. And I will give the dead bodies of the host of the Philistines this day to the birds of the air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. And that all this assembly may know that the Lord saves, not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hand." And David put his hand in his bag, took out a stone and slung it and struck the Philistine on his forehead. The stone sank into his forehead and he fell on his face to the ground. When the Philistines saw that their champion was dead, they fled. And the men of Israel, wat so moedeloos was, nog net nou, rose with a shout and pursued the Philistines as far as Gath and the gates of Ekron. Jy sien, die valse gevolgtrekking wat ons gewoonlik trek uit die storie van Dawid en Goliat, is dat ons moet probeer om Dawid te wees. Ons moet 'n dapper Dawid wees, en geloof staan en elke dag hard genoeg probeer om ons reëse te oorwin. Die waarheid van hierdie storie is dat God 'n kampioen, sy gesalfde kampioen gestuur het, om die weerloses en moedeloses te kom red. En hierdie storie is 'n analogie vir die storie van Jesus. Sy gesalfde kampioen, wat die prys vir ons kom betaal het, sodat ons nie die geveg hoef te veg nie, maar sodat ons in sy oorwinning kan staan. Die waarheid oor jou lewe is, jy het 'n kampioen nodig. Ons almal het 'n redder nodig. Ons kan onsself nie red nie. Maar Jesus het reeds die reus verslaan. En nou kan ons staan en daardie oorwinning. Ek wil gou jy moet na die persoon langs jou toe draai en sê, is jy 'n shark of 'n stormer of 'n bloubil? Wat is jy? Draai gou en sê, wat is ek? Okay. Goed. En dan hopelik draai na mekaar toe en sê, maar ek is ook 'n
Springbok. Ons almal word weer een as ons die Springbokke ondersteun, nê. Goed. En dan wil ek hê jy moet kyk na hierdie prentjie. Wat spel dit? In Suid-Afrika het ons miskien die oorlog nie deur die genade, maar ons het rugby. En hierdie prentjie spel oorwinning. En ons almal deel in daai oorwinning. Ons is die wêreldkampioene, is ons nie? Goed, het jy gespeel? Was een van daai 15 man wat gespeel het daai dag? Maar ons is die wêreldkampioene, is ons nie? En sê nou maar net, jy het 'n baie goeie vriend in Nieu-Seeland. Wat so maand of wat na die wêreldbeker na jou toe kom en sê, ek dink nie julle het regtig gewen nie. Ek dink nie julle is regtig die wêreldkampioen. Miskien 'n jaar later. Nee, die Springbokke is nie die wêreldkampioen. Wat sal jy vir hom sê? Is jy mal? Is jy laf? Het jy gesien? Het jy die foto gesien? Kom ek neem gou, Google gou weer vir jou 'n foto om net jou te herinner. Ons is die wêreldkampioene. En so belaglik soos wat hierdie storie klink, laat ons soms toe dat die duiwel ons laat vergeet. Ons reëse ons laat vergeet. Ons het die oorwinning. In 1 Samuel 17 vers 1 en 3 kan jy sien daar staan, Now the Philistines gathered their armies for battle, and they were gathered at Sokoh, which belongs to Judah. Dit het reeds aan Juda behoort. Dit was hulle territory. And the Philistines stood on the mountain on the one side, and Israel stood on the mountain on the other side, with a valley between them. En die reus het in daai vallei gestaan. En die ding is, ons het die oorwinning. Maar wanneer ons 'n vallei in ons lewe tref, wil die reus jou laat begin twyfel. Hy wil jou laat begin vergeet. So ek wil vandag vir julle 3 vrae vra op grond van dit. Op grond van die feit dat ons weet ons het 'n kampioen en ons het die oorwinning in Jesus. Maar ons staan dag na dag nog steeds reuse voor jou wat jou probeer uitdaag en jou probeer laat vergeet wat Jesus in sy voltooide werk aan die kruis en opstanding gedoen het. Wil ek vandag vir jou kom vra, wat sien jy? Do you see the giant or do you see the champion? Is jou oë op jou reus of is jou oë op die een wat groter is as jou reus? Jy sien, ons oë is dikwels rondom ons op mense wat ook reuse in hulle lewens het en nie die oorwinning al gekry het of die deurbraak gekry het nie, en dan steel dit ons geloof, maar jy het geen idee wat die Here besig is om die pad te stap met daai mense nie. Maar die duiwel wil hê jy moet wegkyk van God af en begin vergelyk met ander mense en dan steel dit jou geloof. Ons oë is op plan B en C wat ons het as ons sien, okay, ons het nou vertrou vir 'n deurbraak gaan nie kom nie, so ek het so lank 'n ander plannetjie en nog 'n ander plannetjie en nog 'n ander plannetjie van hoe ek hierdie situasie gaan beredder of gaan hanteer as die Here nie deurkom nie. En dit maak ons moeg. Ons glo in hom. Ons glo hy is God. Maar ons oë is baie dikwels op ons reuse. Ons lewe nie in die volheid van God se almag en sy grootheid nie. En ons oë is op ons omstandighede en emosies. Dit voel nie altyd of ons die oorwinning het nie. Sien, ek het 'n vriendin, haar naam is Karina Stander, sy is 'n baie bekende skrywer. En sy het op 'n stadium met haar mense in hulle huis ingebreek. Haar man aangeval met metaalstawe en sy het by die venster uitgespring en probeer weghardloop,
Maar die 3 gewapende rowers het haar agterna gesit. Sy het net haar nagrok aangehad en sy het tot in die hoek van die tuin gehardloop en hulle het haar daar vasgekeer met wapens. En in daai oomblik het sy gekies om die een te sien wat groter is as die reuse wat voor haar gestaan het. Alhoewel het nie gevoel het of sy in daardie oomblik die oorwinning het nie. She was under attack, fisies, letterlik. Het sy omgedraai en gaan staan en gesê, in die naam van Jesus sal julle nie aan my raak nie. En die voorste ou het verstar en stil gaan staan en sy het weer gesê, in die naam van Jesus sal julle nie aan my raak nie. En hulle het hulle wapens laat val en laat spaander. En sy het hierdie gedig geskryf op grond van haar ervaring. Ek lees vir julle 'n uittreksel daarvan. Jy het gekom uit alle windrigtings, driftig soos 'n bruidegom, met 'n kleed van weerlig oor jou skouers, oor plooiberge en stapelrots, het jy gejaag asof die sterre val in die nag, toe ek jou naam roep, en jy sidderend van liefde inskuif, tussen my nagrok en 3 rowers, wat op die vlug slaan, voor die 13 letters van jou naam. Jy sien, die enigste manier en die enigste antwoord vir ons reus is om ons oë op Jesus te hou. Miskien voel jy ook vandag, jy voel nie of jy die oorwinning het nie. Daar's 'n reus wat jou in die gesig staar, wat jy laat voel, jy is totaal outnumbered. Miskien is daar 3 reuse. Maar wanneer ons staan in totale oorgawe aan hom, met 'n holy reverence en fear van die almag van wie God is en 'n ontzag vir sy voltooide werk aan die kruis, en in sy geregtigheid en autoriteit, het die reus nie vir ons 'n antwoord nie. Hebreërs 12 vers 1-2 sê, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance the race marked for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of God. It is finished. It is done. Christ has won. Die tweede vraag wat ek vir jou wil vra is, wie glo jy? Do you listen to the voice of the accuser or to the voice of the Redeemer? 1 Samuel 17 vers 44 sê die reus, the Philistines said to David, come to me, and I will give your flesh to the birds of the air and to the beasts of the field. Jy sien, die eerste ding wat die reus gaan kom doen, is om vrees en twyfel in jou hart te saai. Hy gaan leuns kom vertel, om jou bang te maak, om jou te laat vergeet van dit wat Jesus kom doen het. Soms kom dit nie direk van die reus af nie. Soms kom dit van mense rondom jou, vriende, familie, wat jou dalk ontmoedig. Now Eliab, his eldest brother, heard when he spoke to the men. And Eliab's anger was kindled against David, vers 28. And he said, why have you come down? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your presumption and the evil of your heart, for you have come down to see the battle. Dadelik val hy sy identiteit en waarde aan. Why have you come down? Wat maak jy hier? Wie gee jou die reg om hier te wees? En hier oorwinning te staan. And with whom have you left those few sheep in the wilderness? Jy is nie veel werd nie. You're worthless. En dan kom oordeel hom en hy sê, I know your presumption and the evil of your heart.
Jou hart is nie opreg nie. Ek weet van die sondes waarmee jy sukkel. Ek weet ons almal het maar dingetjies. Jy sukkel daarmee nogals, nê? Nee. Dink jy regtig jy's gekwalifiseerd om hierdie reus te oorwin? Maar as ons besef wie God is en wie ons in hom is, verander dit heeltemal na wie ons luister. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Galatians 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and was my champion, gave himself for me. Romans 8 verse 1, There is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Maar soos ons almal weet, is daar 'n battle vir waarheid in ons lewe. Met AI en social media en allerlei fake news weet ons nie meer wie en wat om te glo nie. Ek sien gister 'n prentjie wat sê, as jy alles wil gaan glo wat jy lees, begin dalk by jou Bybel. Maar so het iemand vir ChatGPT gevra, as jy die duiwel was, kom ons gebruik nou maar en ons vind nou uit, as jy die duiwel was, wat sou jy gedoen het? Wat sou jy gedoen het om mense van die spoor af te kry? En hy sê, I'd convince people that they don't need truth, just comfort. Blur right and wrong into whatever feels right today. Make pride look like self-confidence and resentment look like justice. Keep people busy, distracted, entertained, never still, never reflective. Whisper that forgiveness is weakness and humility is beneath them. Turn good things slightly out of order, work over family, self over others, success over character. Make people believe they're fine, so they never seek God. No chains, no force, just gentle nudges away from what's eternal. And here's the flip side, which matters more. That kind of strategy only works if people forget who they are and who God is. God is die hoogste autoriteit oor jou lewe. Sy waarheid oor jou lewe maak saak. Hoe embrace ons daai waarheid? Hoe maak ons daai waarheid ons eie? Submit onder God se autoriteit oor dit wat hy oor jou sê. Submit yourselves therefore to God. Dan kan jy die reus weerstaan. Want jy staan in Jesus se oorwinning. Resist the devil, he will flee from you. Draw near to God. Bly in verhouding met hom. Luister na sy stem. He will draw near to you. Laastens, wat vertel jy? Do you encourage faith or do you encourage fear? Wat dink julle was Dawid se slaaptydstorie? Kom ek lees vir julle Dawid se slaaptydstorie. Numeri 13 vers 1 tot 2 en 17 tot 18. The Lord spoke to Moses, saying, Send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the people of Israel. They may give, as julle sterk genoeg is, gee ek dit vir julle nie. I'm giving to the people of Israel. Moses sent them to spy out the land of Canaan and said to them, Go up to the Negev and go up into the hill country and see what the land is, and whether the people who dwell in it are strong or weak, whether they are few or many.
Vers 22. They went up into the Negev and came to Hebron. Ahiman, Seshai, and Talmai, the descendants of Anak, were there. Now, the descendants of Anak was die reuse. In die begin in Genesis was daar gevalle engele wat aarde toe gekom het en geslagsgemeenskap gehad het met die daughters of men, met mense. En uit dit is die reuse gebore. En hierdie was afstammeling van daai reuse. Vers 25 tot 28. At the end of 40 days, they returned from spying out the land. And they came to Moses and hele volk, and they told him, we came to the land to which you sent us. It flows with milk and honey, and this is its fruit. However, the people who dwell in the land are strong, and the cities are fortified and very large. And besides, we saw the descendants of Anak there. Ons het die reuse gesien. But Caleb quieted the people. Sy oë was nie op die reuse nie. Before Moses and said, let us go up at once and occupy it, for we are well able to overcome it. He acknowledged the authority and the victory of God. En so verloop daar 40 jaar, ons almal weet, hulle het in die woestyn gebly, kamp opgeslaan, al die verspieders het uitgesterf, behalwe Joshua en Caleb. En so, na 40 jaar, toe hulle die beloofde land ingaan, vra Caleb vir Joshua, gee vir my Hebron. Ek wil nie enige ander deel van die beloofde land hê nie, ek soek die reuse, ek gaan daai reuse oorwin. God se belofte staan steeds. Joshua 15 verse 13 to 14, according to the commandment of the Lord to Joshua, he gave to Caleb the son of Jephunneh a portion among the people of Judah, Kiriath Arba, that is Hebron. And Caleb drove out from there the 3 sons of Anak. He defeated them, Seshai and Ahiman and Talmai. Hy die reuse oorwin. En 400 jaar later word Dawid koning gesalf in Hebron. 1 Chronicles 1 verse 11. David made a covenant with them at Hebron before the Lord, and they anointed David king over Israel, according to the word of the Lord by Samuel. Staan jy in geloof dat die volgende generasie kan weet hoe groot God is? Wat sê jy? Weet hulle dat hulle in Christus vry kan wees om hulle roeping uit te leef? Ons middelste Carlosientjie is gebore met longetjies wat nogals geneig is om toe te trek. En ek kan al in die nag so hoor as daai hoesie nou 'n kroeperige hoesie begin word. En dan wil my keel ook sommer toe trek. My eerste reaksie is om angstig te word en dan begin ek net medisyne aandra en 'n nebuliseerder en ek wil dit net fix en dan word ek kwaad. En dan sê ek soos ek het nie beheer oor hierdie nie en ek weet nie hoe om hierdie te fix nie. En so het Carlo eintlik al vir my partykeer begin sê, mamma, ek's jammer ek hoes weer. Toe besef ek net, dit is nie die Here se hart of die Here se woord oor hierdie situasie nie. En ek moet vir my seentjie kom wys en kom vertel hoe groot ons God is. En ek het vir Carlo begin bid in die middel van die nag, genesing oor sy lyfie begin spreek, God se oorwinning oor sy lyfie begin uitspreek, sodat hy saam met my in geloof kan begin staan oor sy longe en oor sy gesondheid. Carlo se naam beteken strong man, free man. En so het ons dit oor sy lewe, die waarheid oor sy lewe begin uitspreek. Wat vertel jy? When David faced Goliath, he didn't talk about how dangerous Goliath was. He talked about the greatness of God. Don't talk fear. Talk faith. Miskien in jou situasie, kyk jy na die land en jy sê vir jou kinders, jy weet nie waar jy in hierdie land op pad is nie.
Jou kinders het dalk 'n uitdagende juffrou en jy praat saam oor, "Ai, hierdie juffrou wat so kwaai en onnodig kwaai is." Julle finansies is uitdagend en die kinders kom agter, daar's finansiële spanning. Miskien het jy nog nie jou eie kinders nie, maar jy het geestelike kinders en jy het vriende en hulle sien hoe jy negatief raak oor hierdie reuse wat jy elke dag moet in die gesig staar. Wat vertel jy? Wat sê jy? En hoe spreek ons lewe? James 4:7, gee oor aan God. Verklaar jou vertroue in hom. Teenoor jou kinders, teenoor jou familie, teenoor jou vriende. Staan in geloof. Mag hulle sien hoe jy in geloof staan. Sy oorwinning verklaar. Bid. Bid saam. Hou jou oë op Jesus. Moedig ander aan om hulle oë ook op Jesus te hou. Spreek sy waarheid. Plak skrif. Op die oomblik as daar skrif teen my spieël aan die binnekant van my kas, as ek my deur oopmaak en ek kyk in die oggend in die spieël, dan sien ek dit. Spreek lewe, profeteer. Jesegiel 37, profeteer oor jou omstandighede. Spreek God se woord. En laastens, sing. Sing soos Dawid. Sing en dans. Maak God se naam groot, sodat jou oë op die grootheid van God kan wees. En jou reus word al hoe kleiner. Ek vra weer, wat sien jy? Wie glo jy? En wat vertel jy? Jy sien, ons vryheid en oorwinning, wat Jesus vir ons aan die kruis gekry het, is nie net vir ons eie persoonlike vryheid, om ons reuse in ons lewens te oorwin nie. Dit is om die grootheid van God aan almal, die hele wêreld te verklaar. Hoor wat sê Dawid in Samuel 1 Samuel 17, vers 46 tot 47. That all the earth may know that there is a God in Israel, and that all this assembly may know that the Lord saves. Kom ons sluit net die oë. Soos wat die band nou weer opkom, wil ek net hê jy moet vir 'n oomblik stil word. En net daardie reus waarmee jy elke dag in die gesig gekonfronteer word, nou voor die Here se voete neerlê. Miskien is dit die eerste keer wat jy besef, jy het 'n redder nodig en jy hoef nie hard te probeer om jouself te red nie. Indien dit jy is, wil ek hê jy moet net jou hand opsteek, dat ons saam met jou kan bid. Kan 'n oomblik net jou hand opsteek of jou hand op jou hart sit. En dan wil ek saam met almal in die gemeente net kom bid en sê, Here, dankie dat U ons kom red. Dankie dat ons net een keer kom red het van sonde nie, maar ook elke dag ons redder is van dit wat die duiwel ons mee wil kom aanval, wil laat kom vergeet van U voltooide werk aan die kruis. En dankie dat ons vandag weer kan herinner word aan dit wat U vir ons kom doen het. En dat dit meer as genoeg was en steeds meer as genoeg is. Dankie dat ons kan staan in daardie oorwinning, in diepe afhanklikheid van U. En 'n heilige ontzag vir U almag en U grootheid. Kan ons staan in U autoriteit oor elkeen van ons lese.